Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube-kanaal. Ek is Henny van der Walt. Nou die dag besluit ons dit is tyd om te gaan slaap. En ek gaan gou-gou daar na die garage kant toe om die deure te gaan toemaak. Terwyl my jongste gou-gou 'n draai by ons kamer gaan maak en dan na haar kamer toe gaan. Terwyl sy op pad is na haar kamer toe, is ek op pad af in die gang. En sy weet van niks nie, maar ek hoor sy is aan die kom. Die volgende oomblik kom ons so gelyk om die hoek. Maar kyk, sy gee 'n gil. Dit klink of ek op 'n klein hondjie se stert getrap het. So erg dat ek self eintlik ook skrik. En ek voel sommer hoe verlaat die bloed my lyf om my hart te help. Jy weet mos, dis as 'n mens so yskoud word. Maar ek steek my skrik goed weg deur lekker vir haar te lag. As jy ooit skelmpies in die donker besig was met iets wat jy nie moes doen nie, dan weet jy hoe dit voel as iemand skielik die lig aan sit. Dis lekker om iemand skrik te maak. Maar party mense is so dooierig dat hulle nie eens reageer op al jou beplanning en sameswerings nie. En so is sommige mense ook in hulle persoonlike lewens. Hoe sê hulle? Dood goed en goed dood. Dis nog oukei, want ten minste is jy nog goed. Maar sommige mense is so dooierig dat hulle goed is vir niks. 'n Mens voel soms lus om vir hulle te sê, luister, as jy weer skrik net wakker asseblief. Maar jy weet, sulke dooierigheid wys maklik in 'n mens se geestelike lewe ook. Nou moenie dink ek is nie skuldig daaraan nie. Soms was dit al nodig dat ek 'n bietjie geskit word, sodat ek net meer en beter, doelbewus en gedissiplineerd kon lewe. Nader aan die Here, met meer toewyding. Eintlik totale commitment, totale toewyding, heiligheid en diensbaarheid. Kom ons wees eerlik. Dis maklik om passief te raak, van die Here af weg te raak, af te dwaal, gevang te word in die wêreldse gemak, plesier en leebeloftes van vervulling en vermaak. Ja, dis maklik om die pad byster te raak. Ek weet, want ek gaan maak ook soms 'n draai daar. Ek wil dit vandag vergelyk met skottelgoed was. Bitter min mense kan met eerlikheid sê, hulle hou daarvan om skottelgoed te was. En as dit nie nodig was nie, sou ons dit nie gedoen het nie. En baie van ons doen dit anyway nie, al is dit nodig. Nee, ons laat dit ophoop. En as dit soos 'n berg staan, dan wil ons skielik was. Ons stel uit en ons het verskonings waarom ons dit nou kan doen nie. Maar dit het gevolge. Dis hoekom die tema van vandag se boodskap Romeine 7 vers 19 is. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. So waar is jy op hierdie oomblik? Ek hoor dikwels hoe iemand vir my kom sê of vra, kan ek na julle kerk toe kom? Ek moet my saak met die Here regmaak. En soms is dit iemand wat veronderstel is om 'n lid van die kerk te wees, maar wat lanklaas in 'n erediens was. Kan ek maar weer kerk toe kom? Is ek nog welkom? So asof dit ons skuld is dat hulle nie gekom het nie. Eintlik beteken dit, sal julle my weer aanvaar? Hoe dikwels het jy al daardie vraag gevra? Of daardie voorneme gemaak? Ek moet my saak met die Here regmaak. Van maandag af gaan ek weer Bybel lees. Ek gaan van nou af elke dag 'n gebedjie opsê. Ek moet iets doen. My lewe moet verander. Mense sê dit vir my, veral by begrafnisse. Van Sondag af. En dan sien ek hulle nie weer nie. Wel, sommige mense daag actually op, vir 1 of dalk 2 Sondae.
en dan raak hulle weer weg, tot by die volgende begrafnis. So 'n paar maande terug het iemand vir my gesê, hy wil sy lewe regmaak en hy sal kerk toe kom. Dit was nie by 'n begrafnis nie, en ek het nie eens 'n geestelike gesprek met die persoon gevoer nie. En nogtans het hy hierdie kommitment teenoor my gemaak. Hoekom? Want amper 'n jaar later was hy nog nie by 'n enkele erediens nie. Wat motiveer mense om so 'n kommitment te maak? En nog 'n vraag, hoekom hou hulle nie by daai kommitment nie? 'n derde vraag is jy een van daardie mense? Of ken jy dalk so 'n persoon? En wat is jou verantwoordelikheid teenoor so iemand? Miskien kan ons antwoorde kry op die vraag as ons die volgende teksgedeelte lees. Nou, as jy dit in die Grieks lees, of selfs in die Afrikaans, dan sien jy 'n stukkie kunswerk raak. Die struktuur en die opbou van die gedeelte is regtig 'n literêre kunswerk. Maar nou moet ek bietjie selfdissipline toepas en my weerhou daarvan om liries te raak daaroor. So, kom ons fokus op die boodskap van die gedeelte. Romeine 13, vers 11 tot 14. En dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Dink gou 'n bietjie. Praat Paulus hier met gelowiges of met ongelowiges? In vers 11 sê hy dat ons verlossing nou nader is as tevore. Waarna verwys hy as hy sê tevore, toe ons tot geloof gekom het? Met ander woorde, die mens met wie hy praat is mense wat reeds tot geloof gekom het. Dit is kinders van die Here. Dit is mense wat sê en bely dat hulle volgelinge van Jesus is. Dis ja, waarskynlik jy wat na hierdie boodskap luister. Paulus gebruik die woord ons en hy sluit homself daarbey aan. So hy praat inderdaad hier van gelowiges. Nou wat ek opmerk wanneer hy oor hierdie mense praat, is dat hulle verlos is, want die tyd van hulle verlossing is nou nader as tevore. Maar ek sien ook dat hulle aan die slaap kan wees. Anders sal hy nie sê hulle moet wakker word nie. Nou 3 sake wat ek wil uitklaar is die volgende. Eerstens, wat word bedoel met verlossing? En tweedens, wat word bedoel met slaap? Hoe lyk dit as 'n gelowige aan die slaap is? En dan, waarna verwys hy as hy praat van die uur wat naby is en die nag wat amper verby is? Wat is die dag wat gaan aanbreek? Kom ons begin by verlossing. Hoe word 'n mens gered? Die Bybel is duidelik. Uit genade word ons gered, deur geloof word ons gered en nie deur werke nie. Is hierdie mense gered? Ja, want daar staan dat hulle geglo het. Hoekom sê hy dan dat die tyd van hulle verlossing naby is? Is hulle nie reeds verlos nie? Want verlossing lê op 3 vlakke of 3 tye. In die verlede, toe jy vir die eerste keer geglo het God jou vir ewig en altyd gered. Maar dit lê ook in die hede. Jy word elke dag meer en meer verlos van die sonde wat jou in gevangenskap vashou. En dan natuurlik ook in die toekoms. Jy sal eendag ten volle gered word in die ewige hiernamaals. Jy is in die verlede gered van die gevolge van sonde, naamlik God se ewige straf. Jy word in die hede elke dag meer en meer gered van die invloed van sonde in jou lewe. En jy sal in die toekoms gered word
van die teenwoordigheid van sonde in jou lewe. Verlossing in die verlede noem ons regverdigmaking. Verlossing in die hede noem ons heiligmaking. En verlossing in die toekoms noem ons verheerliking. Ons is verlos, ons word verlos en ons sal eendag finaal verlos word. So kom ons spring gou na my derde vraag toe. Wanneer breek die uur van ons finale verlossing aan? Dit is daardie oomblik wanneer jy van hierdie vleeslike liggaam verlos word. Nou dit kan wees wanneer die wederkoms plaasvind, of dit kan wees wanneer jy sterf. Hoe langer jy leef en hoe ouer jy word, hoe meer tyd daar verloop van die dag van jou redding af, dis nou daardie dag toe jy tot geloof gekom het, hoe nader kom die tyd vir jou finale verlossing. Dit is die verlossing waarna Paulus hier verwys. Nou die tweede vraag wat ek gevra het, was hoe slapende gelowiges lyk. Paulus beskryf die proses om wakker te word uit die geestelike slaap deur 'n opdrag te gee. En daaruit leer ons hoe lyk dit as iemand slaap. Hy gee hierdie opdrag 3 keer en elke keer in pare. Die eerste keer gee hy die opdrag eers as 'n negatiewe en direk daarna as 'n positiewe. Die tweede keer gee hy die opdrag eers in 'n positiewe en dan in 'n negatiewe vorm. En die derde keer gee hy dit weer eers positief en dan negatief. Maar wat is hierdie opdrag? In kort, word wakker. Met ander woorde, verander jou lewe. Los die sondige lewe en word wakker. Wanneer ons aan die slaap is as gelowiges, is ons nog besig met sondige dinge. Goed wat hy hier noem in hierdie teksgedeelte. Nou positief beteken dit om goed te lewe. Te lewe soos iemand wat in die lig is, om soos Jesus te lewe. Negatief beteken dit om die slegte goed te los, om op te hou daarmee, en om geen voorsiening te maak daarvoor nie. En dit is die opdrag. Word wakker. En die rede is, die dag van die wederkoms, of van jou dood, is naby, nader as ooit tevore. Nou, hoekom is dit belangrik, dat ons lewens reg moet wees wanneer Jesus kom, of wanneer jy sterwe? Is daar dalk 'n moontlikheid dat ek dalk nie gered sal word as my lewe nie reg is nie? Ons weet dat as die Here jou red, hy dit behoorlik doen, en dat hy jou nooit verlore sal laat gaan nie. Maar dan moet jy werklik gered wees. Dit kan gebeur dat jy dink jy is gered, maar nie werklik gered is nie. Maar veronderstel jy is 'n ware kind van die Here. Hoekom moet jy dan wakker word? Want, imagine, Jesus kom in jou kombuis in, en hy sien al die vuil skottelgoed wat nie gewas is nie. Kyk, ek wil nie in skok en skaamte my oë oopmaak in die ewigheid, terwyl Jesus na my vuil lewe kyk nie. Ek wil nie 'n verleentheid wees vir God en vir die kerk nie. Dis nou as gelowiges die gas is in my huis en in my kombuis instap en my wil help koffie maak. Ek wil nie hê hulle moet sien hoe lyk my vuil kombuis nie. En natuurlik, ek wil 'n verskil maak terwyl ek nog die tyd het, al is dit min tyd. Terwyl daar nog min tyd oor is, wil ek as gelowige 'n verskil maak in die koninkryk. Ek wil ander mense help om bevryding te beleef van hulle sonde. Maar hoe help ek ander met hulle skottelgoed, as my eie skottelgoed vuil is? Hoekom is dit so moeilik om te hou by daai commitment? As jy sê jy moet jou lewe regmaak, hoekom doen jy dit nie? Wel, eerstens is dit dalk omdat jy nie regtig 'n kind van God is nie. Dink 'n bietjie oor hierdie woorde.
ek moet my lewe regmaak. Teenoor iemand wat sê, ek wil my lewe regmaak. Moet jy of wil jy? Dikwels weet mense dat hulle lewens moet verander, maar hulle wil nie regtig nie. Jou moet gegrond wees op jou wil. Anders is al jou pogings verniet. Jy sien, wanneer die Gees van God jou kom aanraak en jou red, dan verander hy jou wil. En as jy werklik in Jesus glo as jou verlosser en koning, as jy 'n ware gelowige geword het, dan wil jy doen wat God van jou verwag. Jy wil gehoorsaam wees. Jy wil heilig lewe. It proves that you are really, truly saved. And if you don't live a righteous life, if you don't wash the dishes, how would you be sure that you are really a true believer? En dis die eerste rede waarom jy nie wakker word nie. Jy wil nie, want jy is nie gered nie. Wil jy regtig verander? Wanneer jy besef, jy het nodig om te verander, is dit die eerste stap. Maar dikwels kom ons, al is ons as gelowiges, nie daarby uit nie. Waarom nie? Nou, daar kan verskeie redes wees. Maar een van die belangrikste redes is omdat jy nie bereid is om hulp te vra nie. Jy dink, jy kan dit op jou eie doen. Met ander woorde, jy is nie nederig genoeg om te erken dat jy dit nie alleen kan doen nie. Om hulp te vra is een van die moeilikste dinge op aarde, omdat ons trots verander het in hoogmoed. Hoogmoed hou ons weg van oorwinning. Maar daar's nog 'n rede waarom ons nie hulp vra nie. Ek meen, hoe voel jy wanneer iemand in jou kombuis instap en die hope aaklige, vuil skottelgoed sien? Die vliee wat oor die aangepakte kos sit. Jy voel skaam. Ja, dis skaamte wat jou weghou daarvan om te verander. As kind van God het jy betrokke geraak aan verkeerde dinge, lelike dinge, en jy skaam daaroor. Skaam teenoor ander gelowiges, maar ook skaam teenoor God. Men Adam en Eva was skaam toe hulle gesondig het, en jy ook. Maar in plaas daarvan dat jy hulp vra, kruip jy weg. Maar veronderstel, jy is 'n ware gelowige. Jy is bereid om nederig te wees en te erken dat jy gesondig het, en jy skuif jou skaamte eenkant toe, en jy kom terug in die gemeenskap van die gelowiges. Hoe hou jy aan met daai kommitment? Jy sien 3 dinge gebeur. Eerstens, besef jy dat iets gedoen moet word. Tweedens, erken jy dit openlik. En derdens, laat jy ander gelowiges in jou lewe toe om jou te help, deur jou accountable te hou. Maar daar's 'n 4de ding wat jy ook moet doen. Jy moet jou roetine verander. Luister wat sê die laaste vers. En nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Meer letterlik vertaal die 2020 vertaling dit so. En maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. Sien, ons is van nature geneig om sonde te doen. Dit is in ons menslike aard. Maar omdat ons nuut gemaak is, moet ons nie voorsiening maak om sonde te doen nie. Ons moet ons lewens so inrig dat daar nie 'n geleentheid is om sonde te doen nie. Nou, wat beteken al hierdie dinge prakties vir ons? As Paulus sê, word wakker, maak jou lewe reg, wat moet ek doen? Dit beteken, laat staan die slegte dinge, was die vuil skottelgoed in jou lewe. Raak ontslae van dit wat jou weghou van die Here af en jou in skaamte laat wegkruip vir hom. Met ander woorde, besef en erken dat jy nodig het om veranderinge aan te bring.
Nommer 2. Neem 'n besluit om iets daadwerklik te doen. Besef dat God jou Vader is wat jou baie liefhet en jy kan na hom toe gaan met al jou mislukkings en jy kan dit alles met hom deel. Hy weet immers reeds van alles. Niks is vir hom weggesteek nie. Nommer 3. Deel dit met iemand wat jy kan vertrou en wat jou verantwoordelik sal hou vir jou besluit. Dis waarvoor medegelowiges daar is. Nommer 4. Verander jou roetine. Identifiseer die omstandighede waarin jy gewoonlik sonde doen en vermy dit. Identifiseer dit wat aanleiding gee tot sonde en elimineer dit uit jou lewe. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Dalk is die sonde waarmee jy worstel gekoppel aan sekere mense. As jy saam met hulle is, dan praat jy soos hulle en doen jy soos hulle. As dit verkeerde dinge is, dan weet jy. Jy moet daai vriende vermy. Breek die bande. Maar dalk is die sonde waarmee jy sukkel juis wanneer jy alleen is. Jy kyk en jy lees, jy luister of doen dinge waar niemand jou kan sien nie. Dis in die geheim, in die donker. Jy steek dit weg. Dit beteken, jy sal sulke alleentye moet vermy. Sorg dat daar altyd iemand naby is. Weereens, verander jou roetine. Nou, dit mag wees dat sekere dinge wat jy sien of hoor, jou in die versoeking bring, en sekere begeertes in jou aanwakker. Ons noem dit snellers vir die sonde. Dalk is dit sosiale media. Sekere video's waarna jy kyk, of omstandighede wat jou herinner aan die ekstase van die, dwelms wat jy gebruik het, of wat dit ook al mag wees waarmee jy in die verlede betrokke was. Vermy sulke snellers. Jy kan dalk dink dat die reuk van alkohol niks aan jou sal doen nie. Maar as jy jouself lank genoeg daaraan blootstel, dan kom jy op 'n punt waar jy eenvoudig nie meer nee kan sê nie. As jy weet jy sukkel met dobbel, moenie naby 'n casino kom nie. Verwyder die apps op jou foon wat jou gedurig in die versoeking bring om dit te doen. Selfs al is dit net 'n onskuldige speletjie. Maak geen voorsiening nie. Praat gereeld met iemand wat jy kan vertrou oor jou sondige begeertes. Maak elke dag die keuse om vir Jesus te lewe. Hou jou Bybelstudie aan die gang en die meeste van alles, bid gedurig. In Januarie skop ons af met 'n reeks oor gebed, waar ons gaan leer hoe om behoorlik en effektief te bid. As jy regtig wakker wil wees, moenie daai reeks misloop nie. Mag die Here jou die vermoë gee om jou vuil skottelgoed te was en jouself te beklee, aan te trek met Jesus, sodat jy uiteindelik sal lyk soos Jesus. Amen.